maatjies, baie welkom by ons lesie van hierdie week. Ons is by les 8 en die titel is 3 keer 'n dag. Die versie sê, Daniel het gebid en die Here geloof. Daniel 6 vers 10. Die boodskap is, ons loof God wanneer ons bid. Hou jy daarvan om met jou vriende te praat? Weet jy, 'n mens kan enige tyd van die dag of nag en enige plek en oor enige iets met Jesus praat soos met 'n vriend. En dit is wat Daniel gedoen het. Die nuwe koning Darius het op sy troon gesit, omring deur sy diensknegte. Hier is my bevele, sê hy toe. Ek gaan my koninkryk in 120 dele verdeel. Elkeen gaan 'n prins hê om oor elke deel te regeer. 3 persone sal in beheer van die prinse wees. Daniel is een van hulle. Daniel was so 'n goeie werker, dat die koning beplan het om hom oor alles in die koninkryk aan te stel. Toe die ander onderkonings hiervan gehoor het, was hulle baie ongelukkig. Kom ons doen iets, sodat hy in die moeilikheid kan beland, het hulle in die geheim ooreengekom. Ons sal hom uitvang, en dan sal ons dadelik vir die koning gaan sê. Die prinses se plan het nie gewerk nie. Hoewel hulle hom elke dag fyn dopgehou het, kon hulle net mooi niks vind nie. Toe op 'n dag sê een van die prinse, ek het 'n plan. Hy en al die ander jaloerse prinse het 'n nare plan beraam. Daarna is hulle paleis toe om die koning te gaan sien. Lank lewe koning Darius! Een van die prinse het dit gesê en laag voor die koning gebuig. Ons stel voor dat u 'n wet maak, u majesteit, dat almal in die volgende 30 dae u en u alleen moet aanbid. As enigiemand ongehoorsaam is, moet hulle in die leeukuil gegooi word. Koning Darius het daarvan gehou as mense voor hom neerbuig. En as hy eers 'n wet gemaak het, kan niemand dit verander nie. Daarom het hy ingestem om dit te doen. Die prinse was sommer baie tevrede. Nou kan ons uiteindelik vir Daniel uitvang. Almal weet tog dat Daniel 3 keer 'n dag by 'n oop venster bid. Die prinse het Daniel met valkoë dopgehou. Toe hulle hom hoor bid tot sy God en nie na die koning toe nie, is hulle dadelik na die koning toe. Daniel bid steeds tot sy God, u majesteit, sê hulle vir die koning. Op daardie oomblik besef die koning, die prinse het gevra vir die wet, omdat hulle van Daniel ontslae wou raak. Maar Darius het van Daniel gehou. Ongelukkig het hy klaar die wet gemaak en Daniel was skuldig. Nou moes hy leeukuil toe gaan. Daardie aand kon koning Darius niks slaap nie. Hy was erg bekommerd. Toe die eerste bietjie sonlig deurbreek, is die koning dadelik af leeukuil toe. Daniel, roep hy uit, het jou God jou gered? U majesteit, mag jy vir ewig leef, groet Daniel die koning. God het sy engel gestuur om die leeu se bekke te sluit. Koning Darius het verlig toegekyk hoe die soldate vir Daniel met 'n tou optrek uit die leeukuil. Daarna is hy dadelik terug paleis toe om 'n brief aan al sy onderdane te skryf. Daniel se God is die lewende God, het hy geskryf. Sy God kan mense red en verlossing bring. Kyk, sy God het hom teen die leeu's beskerm. Koning Darius se wet kon Daniel nie keer nie. Hy het aanhou bid. Nog minder kon die leeu's hom keer om te bid. Die Here het Daniel se gebede verhoor en hy hoor joune ook.